ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 172. Ek is professor aan Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling. Die inligting in daai boek is ongeëwenaar in die wêreld. Daar's tussen die 33 en die 83 Bybel 9000 skriftuurlike veranderings en 18 totale versweglatings. Boonbehalwe al die ander kodekses en manuskripte en goed wat foutieflik is. Dit is uiters belangrik. Waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling? Sou jy belangstel, kontak my by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As jy hierbo kyk, die kontakbesonderhede is al die tyd hierbo vir u gerief. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, u is verskriklik welkom, altyd welkom. We gaan na deel 1 begin voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik om ook in te teken op die YouTube kanaal, sodat jy al die verskillende studies kennisgewings kan ontvang. Mooi Afrikaans staan nie. Jy moet ook asseblief 'n pen en 'n papier byderhand hê om notas te maak, is baie belangrik ook. Ekskuus, die bietjie van 'n koue lug hier in die ateljee. Is ook maar jammer, is ook maar die tyd waarin ons lewe, né? Ja, die verandering van die seisoene goed. En daarom is het belangrik dat ons altyd moet seker maak ons warm is. Pen en byderhand hê, pen en papier en natuurlik Bybel 33 of 'n 53 Bybel. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre, Vader, weer baie dankie sê vir nog 'n geleentheid wat ons het om rondom die woord, die Bybel te kan sit en brood te breek. Dankie vir die brood van die ewige lewe. Dankie dat vir ons as Jafiste het die woord 'n baie spesiale bron van inligting geword, omdat die dinge wat ons lewe lank geglo het en geleer het en vertrou het, was toe nie altyd wat ons gedink het dit was nie. En daarom ons wil sê dankie dat u die woord breek en met die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, dit salf en lewend maak. Sien ons vanmôre, gee vir ons ontvanklike sielse mense en geestelike oor om te hoor wat u vir ons sê. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Volk van Jafashua sê halleluja. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanmôre se sessie vir u werklik 'n blessing gaan wees. Halleluja. Besig met die boek Spreuke, ons gaan aan waar ons opgehou het gisteroggend. Spreuke hoofstuk 13. Nou sê hy koning Salomo in Spreuke 13 vers 13. Wie die woord verag, die geopenbaarde woord. Nie sommer 'n woord nie. Dis nie net sommer 'n woord nie. Wie die bonatuurlike geopenbaarde woord verag, moet dit ontgeld. Ek kan nie dink hoekom sal mense dit wil wegstoot van hulle af, die geleentheid nie, maar ek was self daar, maar ek glo Jaffa het dit toegelaat dat ek empatie kan hê met mense wat nie onmiddellik die woord gryp nie. Ek wou nie. Vir 2-3 maande, ek wou nie, ek kon dit net nie klein kry nie. Ek kon nie glo dat Jaffa 'n mens jou hele lewe lank, vir 60 jaar, deur die Bybel bring en dis nie wat dit veronderstel was om te weet. En skielik het al die leers van die vrymesselaars en Bybelvertalings en Bybel hersienings goed, sommer net soos 'n sweer oopgebars. Dis verskriklik. En daarom het ek empatie. En altyd as wanneer mense vir my sê, Prof, ek het 'n familielid of vriende en die ouens stel nie belang, ek sê hou aan, hulle sal. Want ek sien myself in daai posisie, hoe Pastoor Rika met my aangehou het. Dit my later begin irriteer. Maar ek is net dankbaar sy het nie opgehou nie.
Die woord hy sê wie die woord, die bonatuurlike geopenbaarde woord verag, moet dit ontgeld. Wat gaan die ontgelding wees? Wel, jy gaan nooit eendag vir Jaffa sê, ek het nie geweet nie. Want hy gaan sê, in daai tyd het ek so en so gebruik, om met jou te deel oor die woord. Want jy kry ook baie mense wat moedswillig is. Wat sê, ag nee, dit is goed vir my oupa, dit is goed vir my pa, dit is goed vir my. Regtig, ry julle nog almal bicycles? Nee, julle ry sportskarre, man. Vinnige karre. Nie wat ek weet ons moet dit gaan doen met die nuwe puntestelsels nie, want dit gaan 'n probleem wees. Hy sê maar wie die woord, die bo-natuurlike geopenbaarde woord verag, moet dit ontgeld. Maar hy wat die gebod vrees, met ander woorde, was die gebod. Ons lewe in 'n gebod, wat? Natuurlik, in die Nuwe Testamentiese gebod. Die Israeliete het gelewe in die Ou Testamentiese gebod, naamlik die 613 wette van Moses. Ons lewe in die 2 koninklike wette. Hoor Israel, Jahwe jou Elohim is een, jou lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand, en alles wat in jou binne is, en jou naaste soos jouself. Halleluja. Hy sê, daar is geen groter gebod as om my naaste lief te hê nie. Hy sê, maar hy wat die gebod vrees, die 2 koninklike wette, hy en sy wat dit vrees, ontvang vergelding. Nou was die vergelding, dis nie 'n vergelding soos in, amper sê ek nou badlak nie, probleme nie, stryd nie. Nee, vergelding is oorvloed. Vader Jahwe vergeld ons ook in die goeie. Dis nie die tug en wat altyd 'n rol speel nie. En vergelding soos tug nie. Ons word vergeld deur, ek wil die Engelse woord sê, ons word gereward. Ons ontvang uit Vader Jahwe se hand uit. Ons ontvang die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe. Wat doen ek elke oggend met u? Ek onderrig u in die geopenbaarde woord. Die onderrig van die wyse is 'n fontein van lewe. Hoeveel duisende oproepe het ons al gekry in hierdie reeks? Wat sê prof, ek het nooit geweet die boek Spreuke het soveel inligting nie, en soveel diepte, en soveel fondasie, dat dit my lewe totaal verander is, sê die persoon dan, en my op 'n nuwe stand en vlak met Jahwe en Jahshua gebring het. Wat 'n voorreg, 'n fontein van lewe. Dis een ding om 'n fontein te hê en hy's droog, beteken niks. 'n Fontein wat droog is, wat opgedroog is net goed vir een ding. Hulle gooi al die rubbish daarin, bande, stukke sinkplate, dis 'n put. Gewoonlik was dit 'n put gewees. Later jare het die fonteine het die ouens pompe opgesit. Ek het nie oopgemaak soos 'n put nie. Maar my oom hulle vroeër jare toe ek 'n klein laaitjie was, hier op 6fontein, Petit in Benoni. Hulle het op 'n plot gebly en hulle bron van water was put gewees. Hulle 2-3 putte gehad. Wat as daai put droog is, dan gooi hulle as in hom en enige rubbish. Hy het geen betekenis nie. Maar solank as wat daai put water het, moet niemand naby hom gaan met enige iets wat daai water kan besoedel nie. Hoekom? Dit is 'n bron van lewe, daai water, ook vir die diere op die plot. Dit is daai bron van water. Want water gee lewe. 'n fontein wat water het, gee lewe. En veral wanneer 'n fontein soetwater gee, want gee hy brakwater, het jy 'n groter probleem. Jy kan dit nie gebruik nie. Hy sê, die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe. Ek sê, dis hoekom, ek word nou 73 as vader lewe gesondheidspaar. En steeds is dit vir my ondervinding om uit die woord uit te leer. Wanneer ek besig is, soos met die skryf van hierdie legkaart studiegids Bybels, en skielik iets wat ek jare al gelees het en Jahwe maak die woord oop.
daai fontein van lewende water, daai opgewondenheid van ja. En dan kom 'n vraag by 'n mens, maar hoekom het ek dit nie voorheen gesien nie? Maklik, die tyd was nie reg. Jy kon jouself geestelik verongeluk het. Die tyd is reg dat Jaffa dit toelaat in jou lewe. Hy sê die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe om die strikke van die dood te ontwyk. Die strikke van die dood, die ongeluk en die strikke wat die duiwel vir ons stel. Ons is geonderrig in die bo-natuurlike geopenbaarde woord. En dit gee ons insig in al die, ek wil die Engelse woord gebruik in my verdra, in al die triks wat die duiwel speel. Hy kom soos 'n engel van die lig. Die woord sê weerstaan hom en hy sal van jou wegvlug. Hy sê roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar die kondisie is, jy moet my eer. Jou hande opsteek en ek sê dankie Vader vir die bloed van Jafashua en die leiding van die Ruach HaKodesh om my deur hierdie situasie te gebring het. En dis die doel van hierdie studies elke oggend is om die strikke van die dood te ontwyk. In hierdie dag is daar niks wat die Satan meer sal begeer, en dis om u lewe kort te knip nie, en my lewe kort te knip nie. Maar die insig in die wysheid gee ons ook die insig om die dood te ontwyk. En daarom, wanneer ek my stilte tyd het, pastorika ook, ons bid altyd, ons vra, plaas vir ons engele met swaarde van vuur uit, om ons goed op te pas in hierdie dag. Maar plaas my onder die kosbare bloed van Jafashua. Halleluja. In hierdie dag besef meer dat u onder die genadebloed van Jafashua moet funksioneer. Wanneer ons nougeset wandel onder die genadebloed van Jafashua, gaan ons sekere dinge van die duiwel, strikke en vangnette, gaan jy onmiddellik onderskei. Jy gaan dit weet voor die tyd. Hoekom? Want ons word deur die Ruach opgelei en opgevoed om geestelik hierdie dinge te sien, die gevaartekens te sien. Ek weet as jy aangery kom na 'n spoorlyn wat oor 'n pad gaan, en daai boom kom af, en die rooi lig flikker aan en af, dan sit 'n baie stupid ou wat gaan try om daai ding ry. Dis 'n rooi lig. Jy gaan stop en jy gaan jou tyd afwag. Want dit kan jou lewe spaar. Deur net bietjie geduldig te wees, spaar jou lewe en die wat saam met jou in die motor is se lewe. En dieselfde hierso. Ons moet wys wees. Die wyse, die onderrig van die wyse is 'n fontein van lewe. En ek dink van die kwaliteit van die vrugte van die Ruach is hier belangrik, is partykeer net om rustig te wees. Net meer kalmer te wees. Ek weet, ek praat nou met myself, ek is 'n go-getter, vir my, die dinge moet nou gebeur. Maar partykeer het ons nodig om net rustig te wees. Ek dink soos wat die jare aanstap, dan leer 'n mens die ding. En partykeer se pastorika vir my sommer sê, hoor hierso, wees net 'n bietjie rustiger. Jy's net haastig. Verstaan nie? Want wat gebeur? Deurdat ek rustig raak, ontwyk ek die strikke van die dood. Hoe gebeur dit? Wel, jy verminder die kans om 'n hartaanval te kry. Hoe maklik is dit? Hy sê 'n goeie verstand verskaf guns. Verskaf. 'n Goeie verstand verskaf guns. Met ander woorde, wanneer ek in die onderrig van die geopenbaarde woord kan funksioneer en dit aanvaar en dit kan beoefen en die woord kan bestudeer en die vrugte van die Ruach HaKodesh kan begin uitstal in my lewe en werksaam raak in die koninkrykswerk
van Jaffa, halleluja. Dan verskaf Vader Jaffa goeie guns. Hy sê die goeie verstand verskaf guns, met ander die sielsdimensie wat betrokke is in die koninkrykswerk van Jaffa, wat besig is om met insig en wysheid verstandelik te redeneer. Jy sien, vir baie ouens is dit, ek gaan na Engels sê, it's me, my and myself, jy weet, me, my and myself, is net daai drie, is net ek. Nee, partykeer is dit ook iemand anderster. 'n Goeie verstand verskaf guns. En wie se guns wil ons meer hê as Jaffa en Jaffa se guns? Hoe maklik is dit? Om die aandag van Jaffa op ons te vestig. In die dag wil ek hê, jy moet die beste Jaffis wees wat jy kan wees. Jy moet 'n geleentheid soek om in die koninkrykswerk van Jaffa betrokke te wees. Hoekom? 'n Goeie verstand verskaf guns. Die guns van Jaffa en Jaffa. Maar die weg van die ontroues is hard, en ek wil iets aanlas daarin hakies, bring die dood. Die weg van die ontroues bring die dood. Kom ons wees waaksaam vandag. En ons saai die geopenbaarde woord, tydig en ontydig, en ons onderrig in die wysheid. Mag die seën en die vrede en die blydskap van Jaffa vandag op u weg wees. En mag u 'n groot seën vir iemand anders te wees. Tot môreoggend, as dit Vader Jaffa se wil is, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.